Goeiemiddag, 5 Augustus. Ek kry 'n paar oproepe nie, comments en vrae. Mense wat nie baie goed verstaan nie, wat sê, nou die stryd of Hormuz was oop voor hierdie oorlog begin het. Nou is hy toe. So hoekom is hy nou toe? Hoekom het die oorlog begin? En wat gaan aan, het Iran nuclear wapens gehad? So daar's baie confusion wat hier aangaan. Iran het nog nie nuclear wapens gehad nie, hulle was naby om te kry. Hulle het self gesê, hulle het self gedreig, voor die oorlog begin het, hier in Februarie, vroeg in Februarie, laat in Januarie. Hulle het genoeg materiaal om 10 nuclear warheads te bou, verrykte Iran. Dit het hulle self gesê. Dis die hoofrede hoekom die oorlog begin het. Nou kyk bietjie terug in die geskiedenis. Vir die laaste 47 jaar is hulle die grootste sponsor van terrorisme in die wêreld. Hulle is al verantwoordelik vir meer as 1000 Amerikaanse soldate se dood. Direk en indirek. So dit is, die oorlog is het nie begin in Februarie nie. Die einde van die oorlog het begin in Februarie. Dit het begin al 47 jaar terug. Maar kyk realistiek wat hier aangaan. Iran het oor die jare gedreig met nuclear warheads. Hulle gaan nuclear warheads bou. Oor die jare. Oor die jare het verskillende presidente van Amerika, van ander plekke, met hulle onderhandelings gemaak en deals gemaak, het hulle dit nie doen nie. Met ander woorde, kyk, die laaste grootste een was Obama, wat vir hulle 'n paar biljoen dollar in cash gegee het, om dit nie te doen nie. Weet, omkoopgeld. Wat het hulle gemaak? Vir hy geld en bou ballistic missiles en drones en grotte. Hulle het tot Suid-Afrikaanse companies gebruik om hulle te help grou in die berge in, om grotte en bankers te grou. So hulle het die ding al lank beplan. Bou grotte en bankers, vul hulle op met ballistic missiles, vul hulle op met drones. Nou dreig jy die internasionale populasie, jy dreig die international commerce met die Strait of Hormuz. Sê vir Chili kom plaak, miskien skille met drones of met ballistic missiles. Hulle het daai as 'n leverage gebruik, al die missiele wat hulle het en al die drones en die bedreiging wat hulle teen hulle buurlande het, gebruik as 'n afskrikmiddel om nou die volgende stap te doen, en dit is om nuclear wapens te bou. So, voor die tyd, voor hulle al die missiele en goed gehad het, of terwyl hulle al die missiele gehad het, het hulle gedink, niemand gaan hulle aanval nie, want hulle het al hierdie ballistic missiles en drones om te kan terug aanval. So dit beteken, dan kan hulle in peace voortgaan om 'n nuclear wapen te bou, en dis wat hulle plan was. Dis hoekom hulle self persoonlik gedreig het in begin van Februarie, as Amerika hulle aanval, hulle is op die cusp om 10 nuclear warheads te bou. So hulle wou die ballistic missiles en die drones gebruik as hulle leverage, tot hulle kan kom by nuclear warheads. Sodra hulle nuclear warheads het, nou het hulle kontrol oor die hele Midde-Ooste. Eerste ding wat hulle gaan doen, hulle nuke Israel, want hulle soek hier Def to Amerika, Def to Israel, kom al van 47 jaar terug af. So hulle sal Israel nuke, en dan enige land om, en dan maak hulle sluit hulle hele Strait of Hormuz toe, permanent. En dis een moesotolek. En so enige ouer wat deur kan, selfs Qatar, Saudi-Arabië, al die lande wat se in die waters is, so moes betaal het om daar deur te gaan. Dit was hulle goal. En president Trump het besluit, daai gaan nie toegelaat word, julle gaan nie tot daar kom nie. So ek hoop mense verstaan nou waaroor hierdie oorlog gaan. Dis nie die begin. Trump in Amerika en Trump het nie die oorlog begin nie. Trump het nie te groot afgebyt en gedink het, Trump het nie gedink hy gaan dit binne 'n dag klaarmaak nie. En Trump het nie nêrens gesê dit gaan binne net 3 weke klaar wees. Hy sê dit kan so moontlik, so vinnig as 3 weke, maar dit gaan nie noodwendig wees nie. Die groot oorlog gaan oor keer dat hulle nuclear warheads het, en dis wat op die oomblik aan die gang is. En die kans dat hulle gaan kry, op die oomblik, 0. Baie klein tot 0, dat hulle kan nuclear warheads bou. Nou, daai goed van hulle is ondergrond, hulle verrykte Iran, en het is toegeval, maar het kan opgegrou word, en kan voortgegaan word. Hulle het centrifuges geskuif in die berg langs in Fusan in, en so, daai is nog steeds 'n teken, maar
diplomaties wil Trump die ding eers diplomaties oplos. Daar is samesprekings gister heeldag gevoer. Al claim Iran, nou, ons het nie gepraat hier, is daar heeldag gister sanksies gevoer. Ons sal sien wat kom na uit. Sien julle dan later, geniet die dag.